Nou ja, ons praat nou oor 'n baie opwindende en interessante onderwerp vir my en dis natuurlik mede-eienaarskap in jag- en wildteelplase. Frikkie die Jager, baie welkom by ons vanoggend. Jy's van DJ Farmer en dit nou niks te doen met wiki. Dis nou 'n bietjie met jag en daai soort van dinge. Dis baie opwindend vir my. Vertel ons van mede-eienaarskap in jag- en wildteelplase en ook 'n bietjie van julle geskiedenis. Ja, Naram, goeiemôre. En ook goeiemôre aan kykers. Ja, baie interessant. Ons het so 9 jaar gelede begin met DJ Syndico wat spesialiseer in luukse eiendomme op verskillende landgoed, onder andere by die see by Zimbali, Pinnacle Point, Mahé-eiland in Seychelles. En dan ook die liefhebbers vir wild het ons by Black Rhino hier wat deel is van die Pilansberg, ja. En Zebula, Mabalingwe, Bekende plekke. Bekende plekke. En dan het ons ook vir die liefhebbers van ski by Peakenwood en Vlieghengel in Highland Gate. En met die ervaring wat ons daar opgedoen het ons gevoel ons moet gaan kyk 'n bietjie ons vlerke versprei. Ons het na DJ Offshore toe gegaan. Ons het eiendomsbeleggings gedoen in Londen, in Dubai op die Palm, wat baie besonderse mooi plekke is. Ons het baie administrasie en hassles uitgevat uit die beleggershande waar ons die bestuur doen, die instandhouding, die herverkope van aandele. En uit dit het ons gevoel dat waar daar so 10 of 13 aandeelhouers in 'n lodge is in hierdie luukse eiendom, het ons gevoel daar so een rag maak mag. Hulle bestuur dit. Ja. Ons het dit uit hulle hande uitgeneem. Maar kyk, so julle het die ondervinding hier in mede-eienaarskap, maar nou pas jy die konsep toe op jag- en wildteelplaas wat baie opwindend is. Ja, Naram, jy sou seker as jy by Hantex was so 2 weke terug op 'n Saterdag. Elke dag was daar oor die 10,000 mense. En dit het vir jou gewys dat daar 'n groot behoefte is in wild en jag, teelprogramme. En ons kon net sien hoeveel mense belang gestel het. Maar die kostes is so hoog om 'n plaas te bestuur en ek en jy het net nog gepraat, wat is die kostes vir die instandhouding daarvan. En daarom het Fredery wat vanoggend na op die plaas sit en kyk. Dis nou jou seun. Dis my seun wat hierdie DJ Syndico en DJ Farmer en DJ Offshore begin het. Rustig, waar ek en jy moet vroeg opstaan om hier te kom wees, sit hy en koffie drink en kyk saam met Ingrid en Edery. Het hy dit begin, ons sê maar na 2 jaar se navorsing. Hier is 'n geleentheid vir die Suid-Afrikaners wat lief is vir jag, 'n konsep deur mede-eienaarskap te ontwikkel en dat jy jou eie plaas kan bekom. Dit is 'n wonderlike idee. Ons hard 'n bietjie uit tyd, maar vertel ons, hoe wil ek nou? Jy het dit nou verkoop aan my. Hoe gebeur dit nou? Hoe koop ek in by julle by DJ Leefstyl? Ja, ons het die mede-eienaarskap het ons ontwikkel waar 17 byvoorbeeld aandeelhouers aandeel kan bekom. Die aandeel skep vir jou die geleentheid dat daardie week in die jagseisoen is jou net ten volle. Daar is 2 ander weke wat jy kan gebruik vir leisure, waar jy kan lekker gaan vakansie hou met jou kliënte of met jou familie. Die plaas het slaapplek vir so 24 mense. Daar's 'n inkomste wat gegenereer word deur Lucerne en ook deur die hierdie wild spesies nyalas, swart-witpense, uit die opbrengs van die verkope daarvan. Dekke dank jou levy wat jy moet betaal elke maand. Dit klink nou 'n wonderlike konsep. Ons weet die mense kan vir julle e-pos, hulle kan vir julle gaan kyk na julle webtuiste. Ek het self 'n draaitjie daar gaan maak, gaan kyk na die plase wat beskikbaar is. Die besonderhede is op die skerm. Regtig opwindende konsep en ek dink die belangrikste is vir ons almal wat maar eintlik 'n wildplaasie besoek, soos jy gehoor het of soek vir, soos Dawie gesê het, nou is dit bekostigbaar vir ons. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak het, Frikkie, en alle sterkte toe vir julle. Baie dankie.